14 Januarie. God is ons Vader. Henog, 'n seun van God, het met die Vader gewandel. En Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Genesis 5 vers 24. Van Henog staan daar geskrywe, dat hy 65 jaar gelewe, en toe die vader van 'n seun geword het. Daarna het hy 300 jaar saam met God gewandel. Na die geboorte van sy eerste seun, het Henog op 'n hoër vlak geleef. Hy het inniger met God verkeer. Hy was meer bewus van sy eie verpligtinge en verantwoordelikhede as seun van God. Henog se regverdige lewe het skerp afgesteek by die van die sondige mense rondom hom. Sy vroomheid, sy reinheid, sy onwrigbare integriteit was die vrug van sy omgang met God, terwyl die boosheid van die wêreld die vrug was van hulle omgang met die aardsverleier. Daar was nog nooit weer 'n tyd toe die sedelike duisternis so dig was, as toe Henog 'n lewe van onkeerbare geregtigheid geleef het nie. En daar sal ook nooit weer so 'n tyd wees nie. Te midde van 'n arbeidsame lewe, het Henog in sy gemeenskap met God volhard. Hoe groter en hoe swaarder sy arbeid, hoe meer aanhoudend en hoe ernstiger het hy gebid. Telke male, nadat hy 'n tyd lank onder die mense gewerk het, sodat hulle by sy voorbeeld en onderwysing kon baat, het hy hom onttrek om 'n wyl in afsondering te leef en vurig na daardie kennis te soek wat net God kan gee. Weens hierdie gemeenskap met God het Henog die beeld van God al hoe meer weerkaats. Sy gelaat het gestraal met 'n heilige lig, ja, die lig wat uit die aangesig van Jesus straal. Wanneer hy na hierdie tyd van gemeenskap met God teruggekeer het, het selfs die goddelose met onsag die stempel van die hemel op sy aangesig gewaar. Ook ons moet met God wandel. Wanneer ons dit doen, sal die glans van sy teenwoordigheid ons aangesig verlig. En wanneer ons mekaar ontmoet, sal ons van sy krag spreek en sê, loof God, die Here is goed, en die woord van die Here is goed. En diegene wat aan die einde van die tyd verheerlik word, sal hulle wees wat op aarde met God verkeer het.